Sê goeiedag julle, ek hoop dit gaan nog met julle goed. En vandag is Saterdag. En hierdie is mos nou 'n spesiale naweek. So watter naweek is dit nou weer wat ons vier? Watter fees is dit? Dis reg, dit is Paasfees. En hierdie is die Saterdag van Paasfees. So die gedeeltjie wat ek vandag met julle kom deel, het eintlik nog op die Vrydag gebeur, maar dit was nadat Jesus gekruisig is. En iets daarvan gaan ook eintlik van toepassing wees op die Saterdag. Dit tel nog steeds vir die Saterdag. Maar kom ons bid gou eers. Kom ons maak ons oë toe. Liewe Jesus, baie dankie dat ons op hierdie dag ook weer eens 'n boodskapie van die Bybel kan luister, daarna kan kyk en wil U asseblief met ons kom praat vandag. Help ons asseblief om ook iets te verstaan van Paasnaweek en hoe belangrik dit vir elkeen van ons is, ook alles wat gebeur het. Kom seën ons asseblief vandag. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Nou ek wil gou vir julle kom vertel wat toe nou verder gebeur het. So kom ons lees weer uit hierdie kinderbybel uit. En daarso is 'n gedeelte wat staan in Matteus 27 vers 61 tot 66. Dan staan daar Josef het die liggaam van Jesus in sy graf neergelê. Nou dit is nie Josef, Jesus se pappa nie, maar hierdie Josef is 'n man met die naam van Josef van Arimatea. Hy en die res van Jesus se vriende het die liggaam met linnedoeke toegedraai en speserye in die voue gesit. Die vroue wou spesiale olie in die liggaam van Jesus invryf, maar daar was nie genoeg tyd nie. Toe die son ondergaan, moes hulle loop. Hulle het almal gehuil. Hulle harte was swaar van verdriet, want Jesus was dood. En dis mos nou iets baie hartseer. Ons kan dink dat hierdie mense se harte baie seer moes gewees het, want Jesus was dood gewees. En daar moet hulle hom in die graf sit. Die graf het bietjie anderster gelyk as vandag se graf. Dis soos amper in 'n berg in, so tipe van 'n grot as mense dit so kan stel. En toe moes hulle loop. En dan hoor ons nou verder daarso. Jesus se liggaam het veilig in die graf gelê. Die godsdienstleiers het na Pilatus toe gegaan. Meneer, het hulle gesê. Jesus het gesê hy gaan na 3 dae weer lewendig word. Gee asseblief bevel dat die graf verseël word en plaas wagte daarby. Dit beteken hulle moes die graf toemaak met 'n klip en dan moes hulle wagte daar sit om vir Jesus se liggaam op te pas. Dis belangrik, ek gaan nou ietsie daaroor sê. En dan lees ons verder daar, anders kan sy disippels kom en die liggaam kom steel. Dan kan hulle vir die mense sê, kyk, hy het uit die dood uit opgestaan. So 'n laaste leuen van die disippels sou erger wees as al die ander dinge wat dan gebeur het tot nou toe. Pilatus het vir hulle gesê, goed, julle kan van my soldate gebruik om die graf op te pas. Gaan en maak seker, die graf is mooi goed toe. Hulle het die grot toegemaak, wagte buite gesit en die klip geseël. Terwyl hulle dit gedoen het, het hulle by hulself gedink, nou kan niemand die liggaam van Jesus kom steel nie. Daar is geen manier waarop hulle kan sê, hy het uit die dood uit opgestaan nie. Daarvan het ons seker gemaak, maar daar het 'n groot verrassing op hierdie mense gewag en môre hoor ons van daai verrassing. Nou, hoekom is dit alles belangrik? Wat het dan nou gebeur? Soos ek gesê het, hier is eintlik nog die laaste gedeeltjie van die Vrydag gewees, voor die mense die Saterdag nou hartseer was en gedink het dat Jesus dood gegaan het. Maar baie mense sou vertel het dat Jesus se liggaam is gesteel, as niemand dit opgepas het nie en as die graf nie toegemaak is nie. Maar juis omdat dit opgepas is, deur die soldate wat daar was, en omdat dit mooi goed geseël was, beteken dit dat niemand kon kom en Jesus daaruit kom steel nie, sy liggaam dan nie. So, dan weet ons wat hierna gebeur het op die Sondag, is regtig waar 'n wonderwerk van God gewees. Nou, as ons nou so dink deur hierdie Saterdag, dink ons miskien daaraan, hoe het hierdie mense gevoel wat vir Jesus geken het? Hulle moes sekerlik baie hartseer gewees het, miskien by mekaar ondersteun, baie gehuil het, omdat Jesus nou doodgemaak is aan die kruis. Maar die Sondag wag daar 'n groot verrassing, 'n wonderlike boodskap, en daarom moet julle môre hoor
wat het gebeur. Môre het ek 'n spesiale verrassing om ook die boodskap die mooier vir julle te verduidelik van wat Jesus vir ons gedoen het. So maak seker dat julle môre se boodskap mooi luister. Kom ons bid gou saam. Here, dankie dat ons weet dat niks wat gebeur het is sommer net 'n jokstorie nie. Jesus het regtig aan die kruis gesterf. Hy's regtig begrawe. Sy mense was regtig baie hartseer en die mense het hom ook regtig opgepas. Niemand kon sy liggaam steel nie. En dankie dat ons in hierdie dag kan dink, hoe moes al die mense gevoel het terwyl hulle hartseer was? Maar dat ons ook weet, op die Sondag wag daar 'n baie mooi verrassing, 'n mooi storie, en dat ons nou al weet wat het gebeur op daardie spesiale Sondag van Paasfees. Wil U asseblief vandag vir ons 'n wonderlike dag gee, vir elkeen van ons beskerm, vir ons help om so by mekaar te kan wees en vir mekaar ook baie liefde kan wees en om te gee. Kom seën asseblief elkeen van die kindertjies wat vandag luister en wat hierdie boodskap hoor. Hou vir hulle spesiaal veilig en gee vir hulle 'n wonderlike dag. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Daar sê julle moet 'n baie mooi dag hê, soet wees, veilig wees en onthou om môre te luister op die Sondag van Paasfees. Mooi bly.